Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het. Ons vertrou dat die Here vir ons ryklik saam sal seën rondom sy woord, en die gebed van my hart is dat die waarheid van die woord 'n impak sal hê op ons lewens, op ons harte, op ons doen, op ons optrede, en dat die Here in alles geëer en verheerlik sal word. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na vers 16 tot en met vers 18. Ons gaan bietjie praat oor die gedagte van kennis of sotheid. Die een teenoor die ander. Ons gaan sien hoe die Bybel dit beskryf, en dis presies die woorde wat uit die teks na vore kom, en kom ons val sommer dadelik weg by vers 16, en ons kyk wat die woord van die Here vir ons wil leer. Daar staan: elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond. Nou hierdie woordjie skrandere is die woordjie prudent in die Engels, en in Afrikaans kan ons dit vertaal as verstandige of wyse man. So, met ander woorde, elke wyse man handel met kennis. So wanneer die wyse man optree, dan tree op vanuit die kennis wat hy bekom het, en hierdie kennis vind ons in die woord van die Here. Hierdie kennis lei hom ook dat hy die regte besluite sal maak, die regte optrede sal doen, en dat hy ook sodoende die Here sal verheerlik in dit alles. Die Bybel sê aan die ander kant, die dwaas, wie is die dwaas? Dis iemand wat nie hou van wysheid nie, dis nie iemand wat hou van kennis nie, dis nie iemand wat hou van dat iemand anders te vir hom raad gee nie. Dis iemand wat die woord van die Here verontagsaam. Die Bybel sê, hy strooi sotheid rond. Met ander woorde, wat hy doen is, hy begaan 'n dwaasheid op 'n dwaasheid, 'n verkeerde daad op 'n verkeerde daad, en dit beïnvloed sy lewe, dit beïnvloed ander se lewens, en hy sink al hoe verder weg in sy ellende. Daarom is die raad wat Salomo gee, is dat ons sal voed met die kennis van God se woord, sodat ons met wysheid kan optree. Vers 17 sê, goddelose boodskapper val in die ongeluk, maar 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling. Nou Salomo verwys hier na 'n gebruik in sy tyd wat baie bekend was. Elke koning het 'n boodskapper of twee gehad, en hierdie boodskappers moes baie betroubaar gewees het. Hulle was weer op hulle beurt gestuur na ander konings of na ander persone om die boodskap van die koning oor te dra. En vriende, wat baie belangrik is, hierdie persoon, as hy verkeerde inligting oorgedra het, of die boodskap van die koning op 'n verkeerde manier oorgedra het, kon dit selfs gelei het na oorlog en bloedvergieting. Daarom moes hierdie persoon 'n betroubare getuie gewees het. Hy moes iemand gewees het wat 'n boodskapper is, wat 'n mens geruststel. Jy kon hom vertrou as jy hom uitstuur by jou huis of by jou paleis om dan die boodskap te gaan oordra. En dis presies vandag nog ook so van toepassing op my en jou lewe. U sien, ons moet ook betroubare kommunikasie hê. Anders gaan ons ook baie probleme op die hals haal. U sien, wanneer ons 'n boodskap stuur van een persoon na 'n ander persoon, en hierdie boodskapper is onbetroubaar, gaan hy tweespalk bewerk, gaan hy hartseer bewerk tussen hierdie partye, en gaan hy 'n valse boodskap oordra wat verrykende gevolge sal inhou. As ons maar net dink, vriende, aan wat vandag gebeur, en hoe dikwels mense iets hoor, of hulle is deel van 'n gesprek, en hulle hoor hoe A vir B iets sê, en hulle gaan dra 'n boodskap aan C oor, en is totaal buite verband, en totaal buite konteks, en die geweldige gevolge wat dit teweegbring. Daarom is dit belangrik dat ons sal besef, dat 'n goddelose boodskapper sal later uitgevind word, en hy sal later gesien word as die een wat tweespalk bewerk, en wat probleme veroorsaak, en dit sal op sy eie hoof neerkom, terwyl 'n betroubare boodskapper iemand sal wees wat die guns van mense sal bekom, en hulle sal hom vertrou, om dan ook 'n boodskap aan hom te kommunikeer, wat hy ook weer kan oordra op sy beurt. Daarom is die kort en die lang van die saak maar eenvoudig, dat ons mense sal wees wat met verstand en wysheid en kennis omgaan, dat ons mense sal wees, vriende, wat betroubaar sal wees in die oordra van ons kommunikasie, en die oordra van ons woorde, van ons boodskappe, en dat mense nie op die einde van die dag sal sien dat ek eindelik met 'n bose ondertoon besig is, en 'n gedagte waar ek skade en skande bring op ander mense se naam nie. Die gedagte is eenvoudig dat ons betroubaar sal wees. Vers 18 sê, armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp, maar hy wat die teregwysing in ag geneem word geëer. Salomo sê presies dieselfde wat hy in die vorige verse gesê het, net op 'n ander manier. Hy sê armoede en skande wag vir hom wat kennis verwerp, wat dissipline verwerp, wat God se woord verwerp, wat hierdie waarheid verwerp wat hom stuur op 'n rigting van geregtigheid. Die oomblik wanneer 'n mens teregwysing en wanneer 'n mens tug verwerp, wanneer 'n mens die raad van ander verwerp en bo alles die raad van God verwerp, is daar net hartseer, armoede, skande, ellende wat op jou wag.
Die Bybel sê maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. Hierdie eer kom miskien nie van almal af nie. Maar vriende, hoe wonderlik is dat mens sien hoe 'n jong seun deur sy ouers geleer word. Hy's in die kerk, hy hoor die waarheid van die woord en jy sien hoe sy karakter begin gevorm word en hoe hy verander en hoe hy hierdie tug aanneem, hoe hy hierdie wysheid aanneem, hoe hy hierdie kennis aanneem en hoe hy optree op 'n manier wat vreugde bring vir ander, vir sy ouers, vir sy familie, vir sy of die mense in die gemeente, sy vriende en as jy groter word, jou kollegas en jou werksmense. En dis presies wat hierdie gedagte vir ons wil leer. Armoede en vernedering, vriende, wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie. Wie 'n teregwysing ter harte neem, is iemand wat geëer sal word. Is iemand wat se groei sigbaar sal word en ander sal sien. Hierdie persoon het 'n ontvanklike hart wat leersaam is en dit wys ook in sy optrede en in sy dade. Vers 19 sê 'n vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad is 'n gruwel vir die dwaase. Nou hierdie vers kom baie ooreen met vers 12 wat sê 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Dis een en dieselfde gedagte. 'n Vervulde wens is soet vir die siel. En dis belangrik, vriende, baie keer gebeur daar iets met jou wat jy lank op gehoop het en miskien voor gebid het en dit gebeur en jy's die Here dankbaar. Miskien 'n nuwe betrekking wat jy aanvaar of miskien iets wat jy jouself in begewe het en dit werk vir jou ten goeie mee en jy dank die Here en is soet vir jou siel. Dit bring blydskap, dit bring vreugde, dit bring dankbaarheid. Maar die Bybel sê aan die ander kant, vir die dwaase, vir die wat met boosheid omgaan, vriende, is dit 'n gruwel om af te wyk van die kwaad. Dis asof die dwaase hulle verlustiging vind in die boosheid, al kos dit hulle 'n prys. Al kos dit hulle 'n lewe van vernietiging, al kos dit hulle familie en vriende. Ek kom dit agter, ek kom baie met mense in aanraking en ek praat nou die dag met my kinders ook. As jy net kyk na die mense op straat deesdae. As jy met hulle gaan sit en gesels en hoeveel gesprekke was daar al gewees waar mense vir jou blaatant lieg en later hoor jy dat hierdie persoon het op 'n stadium 'n goeie werk gehad, hy het miskien versorging gehad en al hierdie dingetjies, maar weens sy aanhoudende boosheid het hy verval dat hy later op die straat sit en in hierdie ellende sit en vasgevang is in sy boosheid omdat hy die tugtiging van die Here en die wysheid van die Here nie aanvaar het in die goeie welaangename tye nie. Jy moet onthou, elke aksie het 'n reaksie, elke optrede het 'n gevolg en dis presies wat die Bybel vir ons wil leer. Vir die kind van die Here, vir die wat met wysheid omgaan, vir die wat lief is vir die Here en sy woord, is daar hierdie vervulling in sy lewe. Daar is hierdie soete dankbaarheid wanneer 'n mens in jou lewe sekere dinge begeer wat tot uitbreiding van God se koninkryk strek en ook tot die bevordering van jou welstand. En dan aan die ander kant sien jy die hartseer gevolg van die goddelose. Daarom pleit ek by jou dat jy God se woord ter harte sal neem, dat jy dit sal lees, dat jy dit sal bestudeer. En jy mag miskien dink, maar jy praat baie oor die Bybel. Vriende, dis die enkel belangrikste boek wat die Here vir ons gegee het. Dis die belangrikste boek vir die mens om te leer hoe om te lewe op hierdie aarde. Daarin leer die Here vir ons hoe mense wat voor ons geleef het, deur hulle sonde en foute en ongehoorsaamheid, hartseer oor hulle self gebring het, maar ook die seën van gehoorsaamheid en toewyding aan die Here. Daarom pleit ek by u dat u en ek wyse mense sal wees, dat ons goeie raad sal aanvaar, dat ons nie sal omgaan met sotheid nie, maar dat kennis ons deel sal wees en ons optrede sal beïnvloed, sodat ons die Here in alles welbehaaglik sal wees. Groete vir u, mooi dag verder, ons praat môre weer. Tada.